Advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre luisteraars, welkom by nog 'n uitsending van die Woord en die Reg saam met my advokaat Hendrik van Staten. Nou luisteraars, so het Desember nou gekom. Baie van ons luisteraars gaan dan op die lang pad aanpak. So geseënd is om ook wel vroeg op vakansie te kon gaan. Ek hoop regtig dat julle veilig ry en veilig by julle bestemmings uitkom. Maar nou kyk ons na misdaad, straf en strafreg in Suid-Afrika. Die vraag is, wat weet die publiek en wat het hulle verkeerd? Want dit is so maklik dat 'n mens baie keer 'n vooropgestelde siening het oor iets en dan op die einde van die dag, wanneer 'n mens met iets te doen kry, is die feite heeltemal anderste en ook die nagevolge wat dit kan hê. Nou, ons gaan vandag kyk meer in diepte na arrestasies, borgtog, hoe werk borgtog, wat is parol, hoekom is al misdadigers op straat, en hoe werk misdaadondersoeke. En dan sal ons afsluit met 'n paar wenke. Maar dit is baie belangrik, en veral waar op baie verkeerspolisie is, het almal maar 'n verantwoordelikheid om seker te maak hulle hou by die spoedgrens. Maar so gebeur dit ook dat persone nou gedurende vakansies gearresteer kan word. Nou, eerstens is dit nie net van die polisie sluit die mens toe nie. Daar's 'n hele paar goed waarna mens moet kyk voordat die polisie iemand net goedsmoeds kan arresteer. Nou, eerstens as die polisie wel 'n lasbrief het, mag hulle iemand arresteer. Dit is nou byvoorbeeld 'n stuk papier waarop daar so nou 'n lasbrief uitgereik is vir iemand wat moontlik betrokke was by misdaad, of selfs iemand wat nie sy onderhoudgeld of papgeld, as hulle dit noem deesdae, betaal het nie, en dan kan so 'n persoon dan nou wel toegesluit word. Dit kan tot baie frustrasies lei, en ek weet ook, deesdae is die polisie lief om persone wat nie hulle onderhoudsgeld betaal nie, dan nou te laat toesluit. Daar is wel gevalle waar die polisie iemand kan toesluit sonder lasbrief. So, jy kry lasbrief ene waar daar nou 'n duidelike reg het wat die polisie het om iemand toe te sluit, en dan kry mens nou sekere omstandighede. Nou die eerste een is, waar 'n misdryf of 'n misdaad teen die polisie se teenwoordigheid gepleeg word of plaasvind, het die polisie dus dan ook die reg om die persoon te arresteer onmiddellik, sonder die nut van 'n lasbrief. Ook waar die polisie redelike vermoede het, dat jy betrokke was by misdaad, waar jy soos byvoorbeeld gesteelde goedere in jou besit het, mag hulle ook arresteer. En dan ook een van die skedule 1 misdade. Nou skedule 1 misdade is jou ernstige misdade, en dis byvoorbeeld roof, aanranding met die doel om ernstig te beseer, en huisbraak. Maar kom ons stil by die een wat die mees algemeenste is, veral wanneer persone onder die invloed is van drank, dwelms, of wanneer hulle kwaad is vir mekaar, dan rand hulle mekaar aan. En mense vra my baie keer, wat is die verskil tussen aanranding met die opset om ernstig te beseer en gewone aanranding? Nou, gewone aanranding is as jy die persoon klap met jou hand, oop palm, jy klap die persoon. So die persoon kry seer, maar jou doel is nie om daardie persoon ernstig leed aan te doen. Waar het wel met opset is om ernstig te beseer, is waar jy jou vuis gebruik, en die persoon dan 'n loosing gee met 'n vuis, of waar jy 'n voorwerp, soos 'n plank, of 'n klip gebruik, om iemand daarmee aan te rand. Dit is maar altyd raadsaam te probeer om jou meer te beteel, en seker te maak, as jy wel nog betrokke is, dat jy nie iemand met 'n voorwerp aanrand, behalwe as dit selfverdediging uit is nie, want anders kan jy toegesluit word, en dan gaan jy 'n hele paar dae moontlik in die gevangenis of in die aanhoudingsselle deurbring. Maar dan is dit ook nou nie net van jy word gearresteer nie. Persone het ook regte wanneer jy gearresteer word. Eerstens, het jy die reg om te weet waarvoor jy gearresteer word. Dit is nie net van die polisie kry 'n gier en hulle gryp jou en hulle boener jou agter in 'n vangwa nie. Daar moet 'n rede wees. Jy moes of iemand aangerand het, of jy moes iets onwettig gedoen het. Tweedens, jy het dan ook die reg om te swyg of stil te bly, want
Jy kan, as jy 'n verklaring maak of enigiets sê, kan dit teen jou gebruik kan word. Maar, as jy stil bly, kan dit nie as 'n negatiewe afleiding daarvan gemaak word nie, want jy het die reg, ingevolge die grondwet ook, ten opsigte van jou swygreg. Die derde reg wat jy het, wanneer jy gearresteer word, is die reg op regsverteenwoordiging. Nou, iets wat ek maar altyd mense oormaan, jy het die reg op regsverteenwoordiging, en is baie keer goed en wel dat 'n mens regsversekering kry, soos Legalwise, Clientele of Scorpion, en van daai dergelike maatskappye. Maar onthou, as jy op 'n klein dorpie is daar nie noodwendig baie prokureurs nie. En dit kan ook wees dat jou regskoste baie duur is. So, jy het die reg op 'n regsverteenwoordiger, maar dan moet 'n mens weet, indien jy nie regsversekering het nie, dat dit dalk jou 'n arm en 'n been kan kos op die einde van die dag. Dan het jy ook die reg, wanneer jy gearresteer word, om nie mishandel of verneder te word nie. Want onthou, eerstens, jy is onskuldig dat jy skuldig bevind word deur die hof, en jy het nog steeds jou menswaardigheid wat ingevolge die grondwet beskerm word. Kom ons kyk, wat is wanpersepsies wat wel daar bestaan. Jy kry 'n oproep van 'n polisieman en sê, kom polisiekantoor toe. Veral as dit Vrydag of Donderdag is, want 'n mens moet ons binne 48 uur verskyn voor die hof, en dan is dit naweek, wat beteken jy sal eers Maandag voorkom. En so sit hulle dan nou in die selle. Daar's gesê, baie keer deur mense, dat as ek saam gaan na die polisiekantoor toe, is dit nie arrestasie nie. Dis waar baie mense die pot missit. Want, eerstens, as jou vryheid beperk word, is dit arrestasie. So, as jy 'n oproep kry, dan sê jy vir die persoon, ek sal myself Maandag saam met my prokureur by die polisiekantoor opdaag. Moenie net vrywillig gaan as sonder dat jy weet wat aangaan, of dat jy net toegesluit kan word. Nog 'n wanpersepsie wat daar is die bewoording wat sê, ek kan eers met 'n prokureur praat nadat ek in die selle is. Dit is een van die verkeerdste goed wat 'n mens kan doen. Dit is altyd goed om seker te maak dat jy voor jy jouself oorgee, dat 'n mens eers met jou regsverteenwoordiger praat, en dan ook die hele storie aan hom verduidelik, terwyl jy nie in aanhouding is nie, want eerstens is baie beter omstandighede, hy kan 'n beter plan maak om seker te maak dat jy nie gearresteer word nie. So ja, dus is dit 'n wanindruk dat jy eers gearresteer moet word. En, as ek sê, dis maar altyd baie goed om seker te maak dat jy vir jou regsverteenwoordiger oop kaarte speel, en dat hy dan die nodige reëlings kan maak. Maar maak ook seker dat die regsverteenwoordiger wat jy kry, iemand is wat die nodige ondervinding en kennis het, en dat 'n mens nie net 'n regsverteenwoordiger kry wat geld kos, maar wat nie noodwendig die vermoë het, of die kennis om jou te kan verdedig. Gesels ons weer verder. Advokaat Hendrik van Staten.